Goeiemôre Suid-Afrika. Ons gaan gou na die Japaneese en kyk vanoggend 'n trade wat ons gevat het gister. En ek gaan vir jou verduidelik hoe dit werk. Dit is wat ek doen nou elke dag op 'n daaglikse basis en wat ek vir jou wil gee met hierdie kursus. Nou as jy 'n paar honders in die agtergrond hou, dit is nou al hoor. Dit is nou 4:30 in die oggend, dit is waar ek sit en al trades begin soek vir die dag. Dit is nie jou werk nie, jy kan nog slaap. Maar deur die dag gaan ek vir jou trades gee. So kom ons kyk gou wat het gebeur hierso. Ek gaan vir jou my Telegram groep oopmaak gou. Ons gaan daar begin. Dit is wat ek vir my kliënte gee. Right, kom ons begin gou met hierdie kaart. Dit is die lewendige mark wat hierso is, die Japaneese yen. Maar kom ons maak gou die Telegram groep oop, dat ek vir jou daar kan wys. Alright, dis dieselfde kaart. Ek het gister of eergister het ek vir die mense wat op die Telegram groep is gesê, dat ek is lank, of ek het die Japaneese yen gekoop, hier is teenoor die dollar, of ek het eintlik dollar gekoop, teenoor die Japaneese yen, met ander woorde, hierdie mark kan ons koop of verkoop. Jy hoef nie net die hele tyd te koop nie, ons sal vir jou verduidelik op die kursus hoe dit werk. Hier aan die onderkant kan jy sien wat ek gesê het daar. Can you see the pattern? Stay with the trading rules of the pattern and then determine targets. So dit is 'n oefening wat jy in die oggend kry. As ek die trade vat, weet jy daarvan, jy weet waar ek my stoploss sit. Maar ek gee dit vir die mense om hulle te leer hoe om 'n kaart te lees. Met ander woorde, jy train jou brein, dis wat ek dit noem. Train jou brein to see the trades. So baie van die mense sê nee, maar hulle, of baie van die traders, hulle wil nie hierdie ding koop nie, want hierdie mark het al te ver opgegaan, hierdie ding gaan nie op, hierdie ding moet af, en dit is so bekend in die trading bedryf, hy moet af, hy moet draai, hy gaan draai, dit werk nie so nie, en daar is jou antwoord aan die onderkant, can you see the pattern? Ons trade volgens patrone en strukture, en ons het reëls volgens die patrone en strukture, en dan plaas ons trade op die mark, volgens wat ons lees op die kaart. Nou daar is baie verskillende tipe traders. Ek gaan vir jou nie net een manier of een strategie leer nie. Ek gee vir jou 'n toolbox. As jy verstaan hoe dit werk, ek kan nie net vir jou leer wat is 'n hamer nie. Want nou gaan jy by 'n trade kom of 'n kaart en die hele ding is verander, met ander woorde dit is 'n bearish mark of 'n afmark of 'n opmark, en dan die markte verskil, of jy is 'n sideways mark, jy kan nie 'n hamer die hele tyd gebruik vir dieselfde trade nie, dit gaan nie werk nie. Jy het 'n skroewedraaier ook nodig vir 'n ander tipe werk, so jy het 'n skroewedraaier nodig vir 'n ander tipe trade, en dan het jy 'n tang, so ek gee vir jou die hele toolbox oor tyd wat ons gaan saamwerk, ek en jy, om vir jou te leer in watse mark moet jy watse tool gebruik, of watse strategie moet jy gebruik, waar jou stoplosses kom, en waar jou price targets areas. So dit is baie eenvoudig, en jy moet ook verstaan, dat nie almal se persoonlikheid is dieselfde nie. Jy kry jou long-term traders of jou investors, wat meer op aandele is, ek gaan vir jou aandele leer trade, as jy liewerste konservatief belegger is, en jy wil 'n aandele liewerste trade, en ek gaan 'n aandeel video opsit van Sasol wat ek gekoop het, en hoekom ek dit gekoop het. So as jy meer 'n langtermyn belegger is, kyk daarna. En dan kry jy day traders, hulle wil in en uit dieselfde dag, miskien 2 of 3 trades, in en uit dieselfde tyd. En dan kry jy jou swing traders, ek is 'n swing trader, ek sal nog meer verduidelik daaroor, ek vat 'n trade oor 'n week, miskien 2 of 3 dae, en dan kry jy jou scalpers, dis die oukies wat baie tyd het, wat by die huis sit, en op 'n 15 minute, die hele tyd in en uit, ek hou nie baie daarvan nie, maar daar's redes, hoekom ek dit so doen, ek sal meer daaroor inligting gee. Right, kom ons kyk gou hierso. So, dis die patroon wat ek gesien het. Ek het gesê ek het gekoop. As jy hierso, ek gaan gou trek hierna toe. Dan kan jy sien dat hierdie goed word nie vir jou gegee nadat gebeur het nie. Ek sê vir jou voor die tyd. Soos in nou 4:30 in die oggend. Dan sit ek hierso en ek soek trades. Right, daar het ek gesê. I just bought the US dollar Japanese yen. Can you see why? I will post it in a bit.
pos ek gou hierdie kaart. Nou kom ons gaan een verder. Dis die patroon wat ek gesien het. So duidelik weet jy nou, ek is in die trade, ek het gekoop. Dis hoekom ek gekoop het, ons noem hierdie 'n pennant. Dit is waar my stoploss kom, en ons het spesifieke maniere, volgens elke patroon wat ek lees, het ek 'n price target area. Met ander woorde, jy weet waar jou stoploss is om jou kapitaal te beskerm. Jy hoef nie al jou geld te verloor soos jy dink jy gaan nie. Ek vat 'n 2% risiko op hierdie trade van my kapitaal. Met ander woorde, werk hierdie trade nie vir my nie, verloor ek net 2%. Met ander woorde, kom ons maak dit nou maar $1000 om dit makliker te maak. As hierdie trade nie werk, het ek môre $980 oor. Dit is hoe jy trade. Ons noem dit money management. Dit is wat ek op die kursus gaan leer. Waar jou stoplosses kom, hoeveel persent risiko moet jy vat, en natuurlik jou price target area. So, wees baie versigtig vir die ouens wat hulle accounts in 'n dag of in 'n week of in 'n maand verdubbel en jy dink jy gaan dieselfde doen. Dit werk nie so nie. Right, en dit is ook 'n flat top triangle. Dis dieselfde ding. Hierdie flat top triangle is 'n continuation pattern, met ander woorde die mark kom van onderaf, hy konsolideer en hy het 'n baie groot persentasie kans om boontoe te breek. Daar die trade begin hardloop, en volgens 'n ander manier het ek dan die price target 'n bietjie verander. Dit is weer daai skroewedraaier en tang en hamer ding. Daar's verskillende maniere hoe jou price target kan verander as gevolg van hierdie indicator hieronder, die RSI, het ek gesê, miskien gaan hy nie daarbo uitkom nie, wees baie versigtig, dat hy nie dalk net opspike, en dan voor jou price target area omdraai, en dan heeltemal reverse nie. So daai geel box is 'n baie belangrike area, wat jy dan jou price, jou profits kan vat. Dis meer as genoeg. Dis 'n day trade, of 2 dae trade in, daar is die price target, maak hom die volgende dag toe, en jy het jou wins. Daar is die opvolg daarvan, jy sien, ek volg elke keer op. Soos die mark beweeg, sê ek, alright, hier is die Elliott Wave Principle, ek gebruik dit vir my trading, om te bepaal waar die mark is, en waar ons in 'n siklus is. So ek gaan ook vir jou siklusse leer, dis nie net 'n patroon nie, maar strukture en siklusse ook. Nou die siklusse is baie belangrik vir jou langtermyn. Ons gaan weer praat oor Trump, en wat ons gedoen het met die dollar 'n paar jaar terug, hoekom ons kort op die dollar is. Right, toe kom daar 'n fundamental announcement uit. Wat is 'n fundamental announcement? Die Japaneese bank het gesê dinge oor hulle inflasie. Dit het ek vir jou daar gepost. Dis ek om vinnig gedrop het na 'n line chart toe, en vir die kliënte het ek gewys. Kyk gou hierso. Watter twee strukture sien jy wat hierso kan uitgebeur of uitspeel? Daar's 'n aan die ander kant, use the line chart. It still qualifies as a fourth wave. Dit sal ek vir jou leer. Can you spot the two corrections that can unfold here? Daar's twee korreksies wat ek gesien het wat hierso kan uitspeel, maar ons gaan nog op. Dit is wat jy met jare moet leer. Ek leer dit vir jou in 'n kwessie van 'n paar maande. Right, dit is of 'n bullish flag soos ons noem, of dis 'n triangle of 'n pennant, maar ons gaan boontoe. Dit is wat die kaart vir my sê. Ek weet om 'n kaart te lees en ek gaan dit vir jou leer. Nou kom ons gaan na die lewendige mark toe. Hierdie mark is nou nog steeds oop. Kom ons kyk wat gebeur het. Daar is die fundamental announcement, kan jy sien daai spike ondertoe. Dit is wat hulle gesê het van die inflasie, en ons het opgegaan. Nou kom ons sit gou die geel bokse in die goede in, op die ander kaart, dat jy kan sien. Kan jy sien dat ons klaar in die geel boks is, die mense het klaar begin profits vat hierso, winste vat met hierdie trade. Ons het hom al hier gesien, ek het dit gepost, ek het vir jou gesê, train jou brein, kyk of jy dit self kan doen, en dan begin ek die antwoorde deel met jou, sodat jy kan leer met tyd. En daar is die klein triangle, wat ek gesê het gaan werk, as ons hier gaan na 'n line chart toe, dan kan jy sien, dit is presies dieselfde ding. Die triangle het toe uitgewerk, het was nie 'n bullish flag nie, dit was die triangle. En hy het opgebreek. So wat sê hierdie kaart nou vir jou? Ek voel nog steeds, ons gaan nog een keer opgaan. Nog een haai, dan gaan hierdie ding reverse. Maar dit maak nie my mee saak, ek is uit die trade uit, jy kan sien, ek is 50% in die boks in.
Ek is happy met die trade, om te wag vir 'n volgende 20 of 30 pips, is nie vir my die moeite werd nie. So ek het hier ingeklim, kyk hoe klein is my stoploss. My stoploss was net onder hierdie low, ek het daar ingeklim, met ander woorde, ek het hierdie spasie gehad, hier was my 2% risiko, en ek het omtrent 1, 2, 3, 4, 5 keer, die afstand van my stoploss, die wins was omtrent 5 keer daarvan. So ons noem het 'n risk reward, 1 tot 5 of 1 tot 4 is baie goed, met ander woorde, jou risiko is 2% en jy het 8% gevat in die trade. Let ook wel dat hierdie stoploss geskuif is, in die trade in ons rigting in beweeg, toe skuif ons stoploss na entry, ons noem hierdie trade, ons is break even. Dit kan jy ook doen as jy trade. Jy het 'n 2% risiko, as die trade in jou rigting begin, as jy, kom ons sê jy 2% wins, nou sit jy jou stoploss op 0. Met ander woorde, jy kan nie meer verloor met hierdie trade nie. Jy kan nie meer geld verloor, jy kan net geld maak. En soos die mark nou opgaan, kan jy jou stoploss meer en meer opskuif, of jy kan die trade net eenvoudig toemaak en sê, dankie, ek gaan die volgende dag terugkom, ek gaan nog 'n trade setup soek. Dis eenvoudig soos dit werk. Ek gaan nog meer deel oor die Sasol trade is baie belangrik. As jy 'n belegger is, en jy meer in aandele wil gaan, dit is vir jou. Alright, daar is my e-posadres in die begin van die video. As jy in kontak wil kom, ek is nou besig om 'n toer te reël deur Suid-Afrika, om vir jou al die toolbox tools te leer, en dit is wat ek doen op 'n daaglikse basis. Alright almal, ons praat weer, totsiens.